Goeiemôre aan almal hier in Riebeekstad en waar jy ook dalk al is vanoggend en ingeskakel is op ons gemeente se erediens. Dit is 'n unieke tyd en 'n unieke geleentheid om ook op so 'n besonderse manier saam te wees. Ons gaan vanoggend hierdie erediens vanuit ons of bo op ons gemeente se dak beleef en die rede hoekom ek hier is sal ons later sien in die erediens of in die prediking. So kom ons word saam stil en dan begin ons hierdie erediens in die naam van die drie enige God. Kom o lig en verlig die duister in my. Kom o lewe en wek my uit die dood. Kom groot geneesheer en heel my wonde. Kom vuur van goddelike liefde en verteer my sonde. Verwarm my hart met die liefdesvlam. Kom, my koning, kom sit op die troon van my hart en regeer my lewe. Want U alleen is my koning en my Heer. Vriende, die Here groet jou vanoggend net daar waar jy is. En hy sê vir jou genade, barmhartigheid en vrede van God ons Vader en Jesus Christus ons Here. En weet dat jy gegroet word deur die Heilige Gees se krag wat in jou werk. Kom ons sing dan ook die volgende lied saam. As jy dit vir jou moontlik is, sing hom saam, anders luister net daar. Daarna al sou die vrye boom nie bot nie. Al sou die vrye boom nie bot nie en daar geen druiwe aan die wingerde wees, al sou die olyfoes misluk en die lande geen oes lewer nie, al sou daar geen kleinvee in die kampe meer wees nie, die beeskralle sonder beeste wees, nogtans sal ek in die Here jubel, sal ek juig in God my redder. Die Here my God gee vir my krag, hy maak my voete soos die vaderbok, op hoë plekke laat hy my veilig loop. Die Here my God gee vir my krag, hy maak my voete soos die vaderbok, op hoë plekke laat hy my veilig loop. Sou die vrye boom nie bot nie en daar geen druiwe aan die wingerde wees, al sou die olyfoes misluk en die lande geen oes lewer nie, al sou daar geen kleinvee in die kampe meer wees nie en die beeskralle sonder beeste wees, nogtans sal ek in die Here jubel, sal ek juig in God my redder. Die Here my God gee vir my krag, hy maak my voete soos die vaderbok, op hoë plekke laat hy my veilig loop. Die Here my God gee vir my krag, hy maak my voete soos die vaderbok, op hoë plekke laat hy my veilig loop. Dit donker word hier rondom my en het voel of die hand verwyder is van my, sal ek op U vertrou. Die Here my God gee vir my krag, hy maak my voete soos die vaderbok, op hoë plekke laat hy my veilig loop. Die Here my God gee vir my krag, hy maak my voete soos die vaderbok, op hoë plekke laat hy my veilig loop. Die Here my God gee vir my krag, hy maak my voete soos die vaderbok, op hoë plekke laat
vir my krag. Hy maak my voete soos die vaderbok. Op hoë plekke laat hy my veilig loop. Op hoë plekke laat hy my veilig loop. Kom ons bid saam. Here, ons bid in hierdie oggend dat U verheerlik sal word in alles wat ons doen, dink en sê. Here, dankie dat ons die voorreg het om nog steeds U woord te kan bring en dit te kan bedien, ook op unieke en kreatiewe maniere. Here, ons bid vanoggend dat elke persoon wat in hulle huise sit en luister na en kyk na hierdie erediens, ons bid, Here, dat U deur U Gees vir hulle sal aanraak en dat hulle U stem sal hoor en deur U woord verander sal word. Dankie dat ons dit kan bid. Here, ons vra dat U dan nou ook U woord aan ons sal openbaar, sodat ons dit kan verstaan en kan leer en ken, net soos wat U wil hê ons dit moet ken. Ons vra dit en ons bid dit in Jesus se naam alleen. Amen. Ek gaan saam met jou lees vanoggend uit Psalm 18 vers 24 tot 34. As jy die teks oop het, dan lees ek dit vir jou. U Here, laat my lamp helder skyn. My God gee lig as dit donker is om my. Met U hulp loop ek 'n oormagstorm. Met my God by my is geen stadsmuur vir my te hoog nie. Wat God doen is volmaak, wat die Here sê is suiwer. Elkeen wat by hom skuilings soek, beskerm my. Waarlik, wie anders as die Here is God? Ja, wie anders as ons God is 'n rots? God omgord my met krag. Hy maak my pad voorspoedig. Hy maak my voete soos die van 'n ribbok. Op hoë plekke laat hy my stewig staan. Ons lees dan net tot sover. Ons begin vanoggend met 'n kindermoment, so die ouers, julle kan sommer dit met julle kinders help doen en so 'n bietjie vir hulle ook na die tyd bietjie meer diepte gee. Nou as ek hier afkyk, maats, dan is dit baie hoog. En om af te kyk maak my sommer baie bang. En maats, ek dink julle sal ook bang wees as julle so hoog moet wees en daar is niks om eers aan vas te hou nie. Maats, soms as daar slegte goed gebeur, dan voel dit of jy baie hoog op 'n afgrond staan en daar is niks om aan vas te hou nie. Die wind kan jou afwaai. Dink nou net, as dit nog donker ook was. Waar is ek? Wat gaan om my aan? Ek is bang. En dan kom Jesus. En hy laat skyn sy helder lig op jou. En jy kan sien. En hy help jou om in al die slegte goed wat gebeur, slim te wees en sterk te staan. En nie bang of moedeloos te word nie. Hy gee jou die krag om stewig en vas te staan. Al gaan dit soms rof hier om ons, en as 'n mens so hoog is in die lewe met goed wat gebeur met jou, slegte goed wat gebeur met jou. So maats, onthou die Here is by jou, elke oomblik van die dag. Ouers, gaan sit vanaand in die donker, of speel wegkruipertjie in die donker. En vra bietjie vir jou kinders, hoe voel dit om so in die donker te wees? En dan sit die lig aan en kyk, hoe voel 'n mens dan? Wat gebeur met 'n mens se gemoed as die lig aangesit word? En ouers, dan wil ek ook vra, gee jou kind 'n stywe drukkie. Hou hulle so 'n bietjie vas en vra dan vir hulle, hoe voel dit as pappa of mamma vir jou so 'n drukkie gee? En herinner hulle daaraan dat net so hou die Here ons vas as ons bang is. Daar is ook 'n beeld van 'n stapstok wat jy met hulle kan gebruik. Stapstok help jou om jou balans te hou en dit help om die druk so bietjie van jou voete af te haal as jy op 'n moeilike of 'n klipprige pad staan. Dis 'n stukkie toerusting wat kan help. En net so gee die Here vir ons ook toerusting
krag en dapperheid en wysheid. Oor hoe ons moet optree, ook in moeilike omstandighede. En dan as dit vir jou moontlik is, saam met jou WhatsApp gaan jy ook 'n inkleurprentjie kry, wat jy dan kan uitdruk indien dit vir jou moontlik is vir jou kind. Dankie maats, ek hoop julle geniet ook elke oomblik en julle kan saam met pappa en mamma luister ook na hierdie uitsending. Aan ons volwassenes, ek het nou gesê ek sit hier op die kerk se dak en dit is lekker hoog. Maar jy kan ook uitsien oor die hele Riebeekstad. Nou ek moet sê, dit was wel intimiderend om hier op te klim. Die leertjie is maar wankelrig en die hoogte vang jou so bietjie. Dit was net so groot stryd om vir Hannetjie en Marlies hier op te kry, want hulle is nog banger as ek. Maar iemand moes die kamera vashou. Hoogtevrees is nogal 'n erge vrees. Veral as daar min vashou plek is. Die wind waai en die afgrond is net 'n treetjie, 'n halwe treetjie verder. Dan lees ek in Psalm 18 vers 34, Dawid se voete is deur die Here soos die van 'n ribbok gemaak, en op hoë plekke laat God hom stewig staan. Nou dink ek so bietjie by myself, en ek is half dwars, en as prins voor die Here. Maar Here, 'n ribbok hou van klippe en hoogtes, en hulle bly daarbo. Ek kies nie van self om elke dag op 'n hoogte te wees wat my ongemaklik laat, of wat my laat voel ek is in gevaar nie. Hoekom vat U my dan so gereeld soontoe? Ek is nie 'n ribbok nie. Ek het nie gekies dat die COVID-19 virus my lewe so moet kom ontwrig nie. Al die teleurstellings, die vrese en onsekerhede. Natuurlik is ons kinders bly oor die vakansie, maar selfs dit bring ekstra uitdagings vir ons as ouers. Here, en of hierdie siekte hoogte nie genoeg is nie, het my geldjies in die bank gekrimp met duisende, en vir baie ander selfs met 100.000. My werk praat van afleggings, want niemand koop meer nie. Alles staan stil, behalwe my skuld. En skielik, net skielik, is dit baie hoog van hierbo af. En Here, ek sê weer, ek is nie 'n ribbok nie. Hoekom is ek dan hier, waar die hoogte my bang en onseker maak? Vriende, as ek sommer na die hele Psalm 18 kyk, dan sien ek, Dawid het sekerlik 'n klomp uitdagings, 'n klomp hoë plekke in sy lewe beleef. Die opskrif by hierdie Psalm sê, dis God wat die oorwinning gee. Nou daai opskrif veronderstel 'n oorlog of 3. Ons lees die aarde skud en bewe, God is kwaad en Dawid ervaar dit. Ons lees daar is donkerte en ek kan myself net indink hoe gevaarlik op dit op 'n hoë klip of krans moet wees as dit nog boonop pikdonker rondom jou is. As slegte goed met ons gebeur, dan maak dit ons magteloos, né? Dis die onvermoë om iets te kan doen aan 'n situasie en dan die besef daarmee saam. Die lewe bestaan nie net uit gelyktes nie. Maar, en vriende, hierdie is 'n baie groot maar. Ons geleesde gedeelte bring perspektief op die hoë plekke. Ek staan nie alleen soos 'n verdwaalde op die hoë plekke nie. Ek begin lees by vers 29 dat God lig gee as dit donker is rondom my. Met ander woorde, net om al te kan sien, help my om te weet wat om my aangaan. God is daardie lig wat my laat sien. Al is ek nog op 'n hoë plek, ek kan sien. En dit, geliefdes, bring vrede op sigself. Maar dan gebeur daar nog 'n klomp wonderlike dinge. Die Here God kom na my toe, op die hoë plek waar ek tans is,
en hy rus my toe. Hy gee my wat ek nodig het om veilig en sterk te staan daarbo. Hy beloof my, hy is by my, met sy teenwoordigheid, om my, by my, in my. En dan sien ek kans vir enige hindernis. Ons lees met my God by my, loop ek 'n oormagstorm. Onthou jy daardie magteloosheid waarvan ons nou gepraat het? Wel, met God by my, word die oormag wat my bestorm, eintlik maar klein en hanteerbaar. Ek hoor in vers 31 dat wat God doen is volmaak. So ek hoef nie uit my eie te probeer om alles hier op die hoë plekke te hanteer nie. Vind jou skuilplek by God. Dawid vra eintlik in vers 32, wie anders kan ons help? Daar is niemand soos God nie. Daar's geen ander rots soos hy nie. En dan kom ons by vers 33 en 34. En ja, dis nie maklik op die hoogtes nie. En die Here weet dat dit nie vir ons maklik is nie. Veral nie, omdat ons nie weet hoe om die hoogtes te hanteer nie. Dink maar net vir 'n oomblik, hoe hanteer ons dit tans? Ons koop toiletpapier. Ons gaan sit op 'n hoopie en huil en vrees. Ons mors dood oor alles wat verkeerd gaan en alles wat verkeerd loop op die oomblik. Ons sit op die hoogte, maar sien klaar hoe ons afval en hoe mense begrafnis oor ons hou. Maar God kom in vers 33 en hy rus ons verder toe. Hy sê, Christo, ek omgord jou met my krag. En daar waar jy sit, gebruik jou eie naam. En God sê vir jou, ek omgord jou met my eie krag. Nou as ons wonder oor daardie krag, Efesiërs 1 vers 19 en 20 help ons om te verstaan, dis opstandingskrag. Dieselfde krag wat God gebruik het om Jesus uit die dood uit op te wek, is binne in jou en my uitgestort. En hy omgord jou met daardie krag. Vriende, jy het daardie krag. Gebruik dit. Geliefdes, die beste lê opgesluit in vers 34. Hy maak my voete soos die van 'n ribbok. Op hoë plekke laat hy my stewig staan. Nou wil ek jou vra, haal hy jou af van die hoë plekke af? Nee. Maar God rus my toe met voete wat soos die van 'n ribbok op hoë plekke kan loop. Hy gee my wat ek nodig het om op die hoë plekke te kan leef en ja, om stewig te kan staan. Daardie woorde, hy laat my stewig staan. Wow, vriende, is dit nie amazing nie? God gryp my nie soos 'n oorbeskermende mamma en dra my van die hoogte af nie. Hy rus my toe om sterk te staan op die hoogtes. Maak nie saak wat dit op hierdie oomblik is wat jou wankelrig en vreesbevange laat op die hoogtes nie. Miskien 'n huwelik wat stikkend is. Dalk jou kinders, dalk jou ouers. Dalk siekte, insluitend die COVID-19 virus. Miskien sien jy hoe jou geldjies daagliks minder word as gevolg van die ekonomie wat styer. Miskien is jou werk in gedrang. Kan ek vanoggend vir jou sê, die Here gee jou lig. Hy gee jou 'n verstand en hy verhelder jou leefwêreld sodat jy duidelik kan sien. Hy gee met ander woorde perspektief op jou omstandighede. Hy maak jou dapper en sterk om nie in vrees en bewering in 'n hoopie te gaan sit nie. Hy verander jou moedeloosheid en hooploosheid na moed en krag en hoop. Hy beloof sy teenwoordigheid op elke moontlike manier in jou lewe. Hy is nie verniet, Immanuel, God met ons nie. Hy het sy gees in jou uitgestort, sodat jy met liefde en krag en selfbeheersing kan lewe
En nie met die vrees of onsekerheid wat jou dalk op hierdie oomblik omvou nie. En dan vriende, hy omgord jou met krag. Hy rus jou toe met voete soos die van 'n ribbok, sodat jy sterk kan staan en die uitdagings van hoë, vreesaanjaende plekke kan oorkom. Kyk maar net bietjie terug in jou eie lewe en sien hoe die Here jou gehelp het om vlugvoetig te beweeg in moeilike omstandighede. Hy gaan dit weer doen. En dan op 'n dag, as jy jouself kry, dan het die Here jou tog so bietjie van die hoogtes laat afkom, sodat jy kan rus in groen weivelde, en laat hy jou leef met geloof en hoop en liefde. Amen. Vriende, voor ons saam bid, het ek sommer net 'n paar besprekingsvrae vir jou opgestel, so daar waar jy is, saam met familie, saam met vriende, dalk 'n omgeegroep, of sommer net 'n groep gesinne bymekaar, is daar so 'n paar vrae wat julle saam kan bespreek. Die eerste ene, wat in die teks het vir jou uitgestaan en jou hart aangeraak? Tweede ene, was daar dalk iets in die prediking wat jou dieper laat nadink het? En derdens, as jy iets uit die boodskap met iemand anders sou deel, wat sal dit wees? En dan aan die hand van die boodskap, wat in jou lewe moet verander of in lyn kom met God se hart vir jou? Daardie 4 vrae kan julle lekker saam bespreek en oordink. Kom ons bid dan nou saam. Here, baie dankie vir hierdie oggend en dankie dat U deur Psalm 18 in ons lewens ingewerk het. Dankie dat U dit lig maak as dit donker is rondom ons. Dankie dat ons met U krag 'n oormag kan stormloop en oor daardie hoë hoogtes kom wat soms vir ons so bang maak. Dankie Here dat U vir ons ook daar op die hoogtes toerus, krag gee, voete soos die van 'n ribbok, sodat ons kan stewig staan, ook wanneer die hoogtes my bedreig. Dankie vir al die liefde. Here, ons bid in hierdie oggend vir elke een wat se lewe op een of ander manier aangeraak word deur die koronavirus. Dankie dat ons weet, U is by ons, U dra vir ons en U gee krag. Dankie Here dat ons weet U sal vir ons help ook in hierdie tyd. En ons vra Here, gee ons asseblief geduld en neem vrees uit ons lewens uit weg, sodat ons op 'n rustige manier kan voortleef en werk. Ons vra dit alles en ons bid dit in Jesus se naam alleen. Amen. Onthou dat jy asseblief jou bankkollektes as 'n dankoffer voor die Here sal bring. Jy kan dit doen deur die internet, deur die kerkkantoor of via jou dienswerkers. Ons is afhanklik daarvan en dit is vir ons belangrik dat jy ook op so 'n manier sal bydra tot die koninkryk van God. Die bankbesonderhede sal ook op die WhatsApp groepe en op die SMS'e deurgegee word. Geliefdes, kom, daar sal nou ook 'n lied gesing word. Die Here is my herder, so sing dit saam en luister daarna. Soos wat dit ook vir jou die beste is. Baie dankie. Die Here is my herder, niks sal my ontbreek nie. Hy laat my neerlê in groen weivelde, na waters waar rus is, lei hy my heen, na waters waar rus is, lei hy my heen. Baie diep haal hy my uit, baie diep haal hy my uit. Hy plant my voete
op 'n stewige rots. Baie diep haal hy my uit. Die Here is my herder, niks sal my ontbreek nie. Hy laat my neerlê in groen weivelde, na waters waar daar is, lei hy my heen. Na waters waar daar is, lei hy my heen. Hy lawe my soeker siel en hy lei my op paaie van geregtigheid om sy naam ontwil. En al gaan ek deur die donker van doodskaduwee, sal ek geen onheil vrees nie. Hy is by my. Hy dek die tafel voor my gesig, voor die oë van my vyande, beloon hy my, en hy salf my met olie vir my berei. Net guns en goedheid sal my bly volg, al die dae van my lewe wil ek by hom bly. Al die dae van my lewe wil ek by hom bly. Die Here is my herder, niks sal my ontbreek nie. Hy laat my neerlê in groen weivelde. Na waters waar is, lei hy my heen. Na waters waar is, lei hy my heen. Na waters waar is, lei hy my heen. En nou sluit ons hierdie erediens af, maar dit is juist die begin van die lewe van die erediens na buite toe. So neem nou hierdie seënbede uit Numeri en hou dit styf vas in jou hande en in jou hart. Die Here sal julle seën en julle beskerm. Die Here sal tot julle redding verskyn en julle genadig wees. Die Here sal julle gebede verhoor en aan julle vrede gee. Mag jy 'n wonderlike dag en naweek hê.